Maar julle kom ons kom by vandag se boodskap. Nou, ons is besig met hierdie reeks wat ons noem die toets. En hierdie reeks gaan ons verder vat na die volgende paar weke toe. En ek wil jou sommer uitnooi wanneer ek daaroor praat. As ek sê die volgende paar weke, soos ek genoem het, volgende week is Paasnaweek. En baie kere oor Paasnaweek is dit 'n tyd waar ons natuurlik gaan fokus op Jesus se opoffering en dit was die deur wat vir my en jou oopgemaak is om verhouding met God te kan hê. So dit is een van daai dienste wat jy net nie kan mis nie. Die van julle wat selfs weg is op Paasnaweek, ek wil jou motiveer en aanmoedig, moenie dit net gebruik as 'n vakansiedag nie. Dis hoekom my naweek daar is nie. Dis 'n naweek waar ek en jy ons fokus absoluut op die Here moet sit. Selfs as jy weggaan, gaan soek 'n kerk, gaan woon dit by, gaan eer die Here, gaan doen wat jy moet, gaan wy jouself toe op hierdie dag. Hy het sy lewe gegee vir ons. En op hierdie dag kan ons weer ons fokus op net op hom plaas. So verder is dit, moenie net dit bywoon nie, maar ek wil jou aanmoedig. Paasnaweek is dalk 'n naweek waar jy iemand definitief moet nooi. En sê maar iemand moet weer die kruisigingsstorie hoor. Hierdie is die storie wat alles verander in ons lewens. Ek wil jou aanmoedig, gaan dink aan daai 1, 2 of 3 mense wat jy weet wie se verhouding met God dalk nie op 'n goeie plek is nie. En maak erns daarmee. Nooi hulle op kreatiewe maniere. Doen wat jy moet, maar maak seker hulle woon hierdie dienste ook by en dit kan dalk net die ontmoeting wees wat hulle nodig het saam met die Here. Maar vandag gaan ons aan met hierdie reeks en vandag gaan ons praat oor iets interessant. Want jy sien as ons praat oor die toetse in die lewe, ons almal weet daar's toetse, ons almal weet, maak nie saak waar jy gaan, hoe oud jy is nie, waar jy jouself bevind in lewe, hoe jy groot gemaak is of nie, hoe jou kerkagtergrond lyk of nie, die toets gaan kom. En hierdie toetse kan mooi dinge doen. Hierdie toetse is goed wat ons lees in die skrif wat die Here kan gebruik om soveel mooi dinge in jou lewe te kan doen, maar dit maak nog steeds hierdie toets lekker nie. Maar kom ons wees eerlik. Dis een ding as die Here 'n toets op jou pad stuur. Dis bietjie 'n ander ding as lewe gebeur en daar's net uitdagings en dit bring toetse. Maar dit is die ergste ding. Wanneer jy self iets doen, iets besluit en daai besluit van jou bring toetse. En daarom praat ons vandag oor die toets wat jy self opstel. Wat maak ons met hulle? Ek onthou so rukkie terug met gelofte dag toe ons diens gedoen het en daar was 'n bietjie uitdagings gewees rondom krag. En ons kry elektrisiteit en ons is besig om die probleme uit te sorteer en op 'n stadium gaan iets fout en daar is een of ander iets wat deur die elektrisiteit gaan en van ons toerusting kry toe seer. Soveel seer, dit lyk of ons 'n braai begin het. Daar's 'n bietjie rook uit van die goeders uit. Dan weet jy, okay, hier's 'n probleem. En op daai stadium, nou moet ons multimedia regkry, want daar's nie woorde nie, mense ken nie die liedjies nie, mense kan nie die skrif altyd sien nie. En ek gaan toe na die kabel toe wat in die rekenaar inprop en ek staan so met die kabel in my hand en 'n paar van die mense sê, "Morney, moenie daai ding nou in die rekenaar inprop nie." Ek sê, "Man, want ons moet lirieke opkry." Jy ooit nie na goeie raad geluister nie? Boom, ek druk hom in. Net nog rook. Okay, ons gaan verder braai. En toe sit ek met die toets met versekering en julle weet hoe gaan met versekering. Dit put jou uit, dis nie lekker nie. Maar dis 'n klein toets wat ek self opgestel het en ek sit met die nagevolge daarvan. Nou daar's baie groter toetse as net daai wat ek en jy self kan opstel. Alhoewel daai's nooit te lekker nie. Maar wat van as ons na die Bybel kyk? En ons sien selfs met ons geloofshelde het hulle hierdie toetse gekry, maar dis die toetse wat hulle self opgestel het. Onthou julle die heel eerste toets wat mense opgestel het? Ou Adam en Eva. Ek bedoel, God kom en hy toets hulle en hy sê vir hulle, weet jy, julle is in hierdie pragtige tuin, dis hemel op aarde, so goed as wat dit kan wees. Julle moet net nie van hierdie 2 bome eet in die middel nie. Dis al. Daar is oor die 200 ander soorte bome wat julle van kan eet. Julle geniet dit. Net hierdie 2, moet dit nie eet nie. Hier kom die duiwel. Versoek hulle en toe bring hulle 'n toets op hulle self. En ewe skielik gaan dit van God se toets waar jy net nie van 2 bome kan eet en leef in paradys, na leef in 'n wêreld van sonde. Die toets wat hulle self opstel. Wat van Jakob en Esau, spesifiek Jakob? Jakob, God se toets aan hom was, hy is die tweede geborene, so hy kry nie die geboorteregte en al die mooi dinge, die seën van die Here en al die dinge wat daarmee saamkom nie. Hy erf nie die grootste nie. Dis sy toets in hierdie lewe wat God vir hom gegee het. En toe bedrieg hy sy broer en stel 'n toets vir homself op waar hy vir jare lank sonder familie moes leef. Daai is nie 'n lekker toets om te skryf nie. En so kan ons aanhou. Moses, God gee hom die toets om Egiptenare te gaan aanspreek en te sê, laat die Israeliete, my mense gaan, sê die Here vir hom. En hy doen dit toe en hy lei miljoene mense heen
God se toets aan Moses. Maar iewersheen vat Moses die eer. En ewe skielik stel hy 'n toets op waar hy al die mense lei in die beloofde land en maar hy self kon nie ingaan nie. Daai is nie 'n lekker toets om te skryf nie. Dis die toets wat hy self opgestel het. Dawid, het sy goddelike toets aan hom was, hy moet die generaal wees van die B-span. Hy moes vlug vir sy lewe en al die vlugtelinge is daar om hom. Hy moes hulle lei. Die toets wat hy self opgestel het was die een toe hy die koning van Israel was van die A-span. En toe val hy. En hy sit met 'n klomp dinge op sy tafel. Die toets wat hy self opgestel het. En so kan ons aanhou. Noag, hy moes 'n ark bou, maar skering in sy familie as gevolg van sy dronkenskap. Eie toetse. Samson het die toets gehad van 'n geheimhou. Dit was die Here se toets aan hom. Hy verander toe in sy eie toets wat hy opgestel het. En toe word hy sy eie grootste vyand. En hy luister meer na die mense wat teen God is as vir God. Het jy al ooit self 'n toets opgestel in jou lewe? Jy sien, ons hou daarvan om te preek oor ons geloofshelde, net oor die toetse wat God gee. Maar wat van die toetse wat hulle vir hulle self opgestel het? Wat van die toetse waar hulle sit en daar's huweliksprobleme? Daar's uitdagings in hulle familie en hulle kinders voel dit. Wat van die goed wat hulle besluit het en gedoen het, wat buite God se wil was, en nou is daar finansiële implikasies. Nou is daar 'n buite-egtelike kind. Nou is daar risie tussen vriende. Nou is daar groter effekte van dit in ons samelewing. En hierdie is die goed wat ons vandag voel, julle. Ons sit en voel die toetse wat mense self opstel. Mense voel die toets wat jy self opstel. Wat doen ons daarmee? Wat doen jou kinders as jy besluit om nie jou vrou lief te hê soos God vra nie en nou is jou huwelik seer, dalk stikkend, dalk deur 'n egskeiding? Nou sit die kinders met dit. Wat doen ons met daai toets wat ons opgestel het? Wat doen ons met daai toets waar ons nie ons kinders reg groot maak nie en jare later sit ons met 'n probleem waar ons net nie 'n goeie verhouding met hulle het nie en hulle kies nie om God te volg nie en ons sit met daai skering en ons weet nie wat om daarmee te doen nie. Jou kind wil nie na jou luister nie want hy volg jou en jy is nie sy voorbeeld nie. Toets wat jy self opgestel het. Jou gesondheid. Ons leef vir jare lank en eet net wat ons wil eet en oefen niks nie. Nou jare later sit ons met die komplikasies daarvan. Die toets wat jy self opgestel het, maar wat dan nou? Wat van 'n land wat buite God se wil geregeer word en nou sit die mense in daai land met al hierdie toetse? Jy sien, die ergste toetse onder die son is nie die een wat God op jou pad stuur nie. Dis nie die een wat lewe net vir jou bring deur uitdagings nie. Dis die een wat jy self opstel en in my jare van met mense werk, die grootste verwyting kom uit daai toetse uit. Mense loop rond en val hulle donker gat en kyk terug met skuldgevoel en sê maar hoe en ek moes nie en as ek net dit anders gedoen het. En ons almal is daardeur al. Die vraag is, wat doen jy? Hoe reageer jy met die toets wat jy self opstel? Jakobus het so 'n bietjie raad vir ons. Jesus se jonger broer. Hoor wat skryf in Jakobus 1 vers 2 tot 4. My broers en susters, wanneer julle in allerlei beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Okay? Julle weet mos, wanneer 'n mens se geloof 'n toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Julle moet egter eintlik volhard. Dan sal julle lewensdoel bereik en julle geestelik gesond wees. Julle sal niks kort kom nie. Hy begin met hierdie woorde. Hy sê as jy in allerlei beproewings beland. Hy sê nie die wat God opgestel het nie. Hy sê nie net die wat lewe vir jou bring nie. Hy sê enige toets. Wees bly. Jakobus, hoe? Hoe is ek bly oor die chaos wat ek self opgestel het? Die effekte wat ek voel van sonde. Hoe is ek bly daaroor? Hy sê dit nie omdat jy naïef moet wees nie. Hy sê dit nie sodat jy net moet aanbeweeg asof niks gebeur het nie. Hy sê dit want daar's iets wat ek en jy moet besef van wie en wat God is. Want God is nie net die God van jou mooi kant nie. Hy is die God van jou slegte kant ook. En wie van julle is dankbaar daaroor? Wie van julle dit al beleef? Waar jy so opgevoeder het. Waar jy besluite geneem het, moeilikheid gemaak het en jy weet die effekte daarvan moes baie groter gewees het en die nagevolge moes soveel groter gewees het. Maar tog het jy het gevoel, tog is jy daardeur, maar tog het die Here iets gedoen wat net amazing is. Hy het jou kom help, hy het jou kom beskerm, hy het jou kom lei
En hy het selfs seën op jou pad gebring. Hoekom? Nie omdat jy goed is nie, omdat hy goed is. En Jakobus sê hierdie is so 'n belangrike ding om te besef, julle. Dat wanneer ons opvoeter, moenie in die gat bly van verwyting nie. Moenie in die gat bly van woede. Moenie in die gat bly van skuldgevoel vir ewig ronddra nie, want as jy dit doen, gaan jy iets belangrik mis. En dis hierdie. Die bril wat God vir jou gee. Van hoe jy kyk na jou lewe, hoe jy kyk na jou sonde, hoe jy kyk na jou goeie en jou slegte. Hierdie bril is die belangrikste ding wat God vir my en vir jou gee. En hierdie bril kan ons ken deur God se beloftes. Romeine 8 vers 28 is een van hulle. Waar Paulus skryf, 'n ou wat al baie toetse vir homself opgestel het, julle baie. En hy sê, ons weet dat God alles, selfs die slegte, ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet. En hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. En hier kom Paulus. Hier is 'n plus 2.5 julle. Ek kan julle toekoms sien op die oomblik. En Paulus kyk na die toetse wat hy self opstel. Hy sien hy het al mense vervolg en hy was al die oorsaak van mense se dood. Hy sien hy het al die werk van God al belemmer. Hy sien nou hy het in hoogmoed al ingetrap en hy het soveel verhoudings al seer gemaak, selfs in sy pad met die Here toe hy 'n goeie Christen al was, die Here reg volg, het hy skering gebring. En Paulus staan en hy kyk na die goed en hy sê, maar ek het al geleer, dat ek kan nie met die bril van verwyting rondloop, ek tel die bril op van God se getrouheid. En ja, ek het foute gemaak, maar vir die wat God liefhet, wat bereid is om te draai en God se wil te kies, daar kan God alles ten goeie laat uitwerk. Is ek en jy daar met die toetse wat ons self opstel? Is jy dalk daar oor jou foute? Is jy dalk daar waar jy al jou persepsie net verander het? Van jou fokus afval van jou sonde en jou chaos en jou seer en jou fokus net op die Here en sê, Here, ek vat wat kom na my kant toe, ek besef daar's nagevolge. Maar Here, U het beloof, alles werk ten goeie mee. Die Here bring 'n geskenk vir ons julle. Maar ek het al in gesinne opgedaag, ek het al gesien in my eie hart, ek sukkel om hierdie bril op te tel. Is dit net ek? Ek voel baie keer so skuldig, ek weier om die ding op te tel. Ek sê soos, maar ja, ek het al opgevoed. Maar arme kinders. My vrou, die kerk, die toekoms, goed wat ek al gedoen het, vriendskappe. Ja, ek moes dit anders gedoen het. Die Here sê, Morney, hoe lank gaan jy in daai gat sit? Kom ek gee vir jou 'n ander bril oor hoe jy moet kyk. En hier is die gevaar van hierdie preek, julle. En soveel Christene doen dit. Hulle vat versies soos Romeine 8 vers 28 en hulle praat so daaroor asof dit wat gebeur het, man, alles gaan ten goeie uitwerk vir die wat God liefhet en geroep is vir sy doel en die ding waarvoor hy beplan het. En hulle praat so asof die verlede nooit gebeur het nie. Hulle praat so as die nagevolge hulle nooit gaan tref nie. Hulle praat so asof die verantwoordelikheid wat hulle moet dra nie op hulle skouers mee beland en dis glad nie wat hierdie bril is nie. Hoegenaamd nie. Jy gaan dit voel. Jy moet dit voel. Jy moet die defekte dra, jy moet die jammer sê, jy moet jou knie laat buig, jy moet nederig raak, jy moet verneder word daardeur. Jy moet deur al hierdie breek situasies gaan sodat jou hart kan sag raak in dit. Maar dit beteken nie met jou bril verloor nie. Daar is 'n verskil. En dit is wat Galasiërs 6 ook sê, en Paulus skryf hierdie brief, dieselfde ou wat Romeine 8 vers 28 skryf, en hy sê, want elkeen sal sy eie pak dra. Jy sal. Maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. Hoor hierdie, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. En wat hy in sy vlees saai, sal uit sy vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. So hier kom Paulus en hy sê, dit wat jy in jou sak gepak het, jy gaan dit dra. Jy gaan die verantwoordelikheid voel. Maar wat so belangrik is, wat saai jy vorentoe? Want as jy God se guns wil saai, maai, dan moet jy nou die bril optel van God se belofte, van wie God is, oor jou huidige situasie.
Hierdie ding, ek hoor hierdie aanhaling, ek onthou van Winnie, maar dit sê dit so goed. Dit sê, God is so good at fixing problems, that it may seem like he orchestrated them. Hoor dit net mooi. God is so good at fixing problems, that it might seem that he orchestrated them. Ek het hier al by so baie mense gehoor. Maande later, weke later, dalk selfs jare later. Dis hoekom ek daardeur moes gaan. Het jy al ooit so gevoel? Nou kan ek sien wat was God se plan. En jy hoor hierdie tipe woorde. Dit is nie omdat God die probleme op jou pad gestuur het nie. Dit is nie omdat God die God van sonde is nie, en die God van straf is, en hy probeer lewe vir jou moeilik maak nie. Hy is net so goed, dat hy selfs die chaos in jou lewe kan omdraai en seën. Die sonde kan draai en seën. En dat ons kan terugkyk en dink, maar wow, nou kan ek sien, nee, eintlik moes jy heeltemal iets anders gesien het. Daai was eintlik glad nie deel van God se plan nie. Jy moet jou sak dra, maar God is net so goed. Trek maar jou bril aan. En hierdie is die prentjie. As jy al gaan bergklim het, dan weet jy, as jy bergklim, is daar sekere ankerpunte waantoe jy klim. En soos jy klim, dan hak jy in by hierdie ankerpunt. Jy klim nie net enige plek waar rots nou mooi lyk nie, want die ouens het al die roete gestap boontoe. En hierdie bril is presies soos dit. Deur hierdie lewe, deur hierdie berg wat jy nou moet klim, deur die toets wat jy self opgestel het, jy dra jou sak, maar soos jy klim is daar ankerpunte, God se beloftes. En jy klim na hierdie toe. En jy beweeg na hierdie punte toe, en jy maak dit jou fokuspunt en jou uitkyk en jou vorentoe. Jy maak dit jou taal, jy maak dit jou uitkyk, jy maak dit jou geloof, jy maak dit die woord waarop jy staan. En wanneer jy dit doen, lank genoeg, en jy klim na hierdie regte rigtings toe, dan sal jy die beloftes en die deurbraak en die God beleef wat probleme oplos. So daar is hoop. Al het jy geval, het jy dit self opgestel. Al het jy besigheidsbesluit geneem wat jou jare terug finansiëel teruggesit het, kan God nog. Al het jy opgevoeder het in jou huwelik, of dan gaan jy selfs die regskeiding. God kan nog iemand seën in jou pad. God kan nog herstel bring. God kan nog 'n storie skryf wat jy dalk sê, wow, almal sal sien, hy is God. My vraag aan jou is, draai jy bril nommer 1? Bril nommer 1 is die bril van geloof. Draai hom nog. Want God het selfs, deur sy woord leer hy vir ons, sê hy vir ons, sonder hierdie bril kan jy hom nie tevrede stel nie. Jy kan nie God tevrede stel sonder geloof nie. Maak nie saak waar jy beweeg nie, as jy nie hierdie bril aan het nie, jy gaan val in wat ook al sonde, jy gaan val met in wat ook al manier, jou hart kyk op versnaakse maniere uit, sondige maniere uit. Selfs as dit kom by die toets wat jy self opstel. Hoe kyk jy? Maar daar's 'n ander bril. Die tweede bril. En net vir vandag se onthaalwe noem ek hom die bril van jou verlede. Nooi my Saterdag, ek bring hom. Die bril van jou verlede. Dis die bril wat die vyand altyd uithaal. Jy sien, die vyand wil altyd blink dinge vir jou kom beloof. Altyd. Altyd 'n beter toekoms. Hy wil altyd goed in jou verkoop waar jy nooit jou sak hoef te dra nie. Nooit. Hy sal selfs Bybelversies vir jou bring op 'n manier wat jou so goed laat voel, maar al wat hy wil hê is jy moet fokus op jouself, nie op God nie. Hy wil hê jy moet so dalk kyk op God se beloftes, maar dis net vir my en ek moet net nie my probleme vasstaar nie. Hy sal kom met die blinkste gedagtes aan jou. En ja, jy kan bietjie vorentoe sien. Jy sien ietsie. Maar hierdie ding blink so, ek sien meer agter my as voor my. En al wat ek probeer doen is my verlede, probeer ek uitsorteer, die probleme van gister, en die moeilikheid van gister, en alles wat was, en die duiwel sou kom, en jy altyd kom herinner aan wat in die verlede beter was. Altyd. Hy sal selfs kom, en hy sal probeer 2 dinge doen altyd in jou lewe. Die eerste ding wat die duiwel altyd doen, in jou verhouding teenoor God, en om dit te belemmer, is heel eerstens, hy probeer die sonde van die verlede aanwakker. Hy probeer dit wakker maak. Hy probeer gewoontes weer prik. Hy probeer begeertes weer wakker maak van jou verlede. Dis wat hy gedoen met Adam. Net begeertes wakker kry. Dis wat hy gedoen met Eva. Net begeertes wakker kry.
Ek wonder of jy dalk op 'n stadium is in jou lewe, waar die duiwel kom, en sê man, is bietjie tyd dat jy in jouself moet fokus. Man, jy verdien ook bietjie lewe. Jy verdien ook bietjie geluk. Jy verdien ook net bietjie wat ook al begeerte vir jou reg lyk. Man, gaan koop daai ding. Man, gaan geniet daai ding. Gaan doen net wat jy wil. En die duiwel praat hierdie taal en dit klink so mooi, maar al wat hy wil hê is jou weer 'n plek van sonde bring. Begeertes wakker maak wat daar nie moet wees nie. En baie van ons weier daai begeerte. Ons gaan bid oor wat ons wil hê. Ons koop nie net nie. Ons kyk nie net terug en gee onsself voor en wat ook al begeerte ons pad langs kom nie. Ons het selfbeheersing, ons pas dit toe. Dis 'n vrug van die Gees, ons sê nee. Maar dan kom hy met sy tweede taktiek en hy probeer net skuldgevoel wakker maak. As hy nie sonde kan wakker maak, gaan hy skuldgevoel wakker maak. En hy sal kom met hierdie woorde wat ek al gepreek het, dan sal hy sê, regtig? Want hy, dis die woorde wat hy vir Eva gebruik het. Het God dit regtig vir jou gesê? Het jy al 'n regtig bril oomblik beleef van die duiwel af? Dink jy regtig God gaan jou seën? Dink jy regtig hierdie probleem wat jy nou gedoen het, dat jy dit gaan oplos? Dink jy regtig jou kinders gaan nou enige respek ooit aan jou bewys, aan jou toon? Dink jy regtig jy is nou 'n kind van God? Kyk hoe gaan jy aan. Dink jy regtig jou toekoms is helder? My maat, wat het jy aangevang? Kyk hoe het jy gepraat. Kyk hoe het jy jou gesin belemmer. Kyk hoe het jy hierdie goed gedoen. Hy sal net skuldgevoel wakker maak oor waar jy gaan. En hier's wat jy moet weet. Ons almal leef met een van hierdie twee brille. Daar's nie 'n mens wat sonder 'n bril leef nie. Jy leef met een van die twee. Wat sin is dit? Luister jy na al die regtig aanklagtes wat in jou lewe verbykom? En dit kan die kleinste fluistering wees, maar die duiwel weet hoe om jou om te krap. Hy's goed daarmee. Hy kan jou net vang op die swakste dag. Jy kan selfs 'n fliek kyk, man, en in daai fliek is daar iets wat jou net prikkel en dan voel jy weer, gat jy. Die duiwel is so slinks. Leef jy met hierdie bril? Of kom jy selfs in daai oomblikke, soos wat Jesus gedoen het, in die tyd van versoeking, in die tyd toe die duiwel hierdie bril probeer verkoop het, so goed as wat hy kon, en hy kyk terug aan die beloftes, sê, maar die Here, ek ken hom, hy is vir my genoeg, ek het nie nog nodig nie, ek het alles wat ek het van hom af klaar ontvang, ek het 'n verhouding met God, God sal my lei, God sal my deursien, God sal 'n uitweg bring, God sal, nie regtig nie, God sal. Ek het al om mense gesit, wat my al so verbaas het, en ek weet julle ook, mense wat hierdie bril kan optel, in tye wanneer die toetse kom, en dan hang my mond oop. Ek het al gesit, by 'n vrou en haar huwelik is in skerwe. Volgens die Bybel is daar genoeg redes selfs om te skei. Daar's egbreekpleeg, dis sleg, dis bad. En sy sit daar, met al haar seer, met al die seer wat die man veroorsaak. Sit sy daar en sy sê vir my, Morney, ek weet nie hoekom nie, maar ek voel nog steeds, die Here gaan hierdie huwelik kom red. Nou ek het al baie mense gesien en probeer help al. As dit so erg raak, die swaaipunt is moeilik. En ek sal nooit wanhoop verkoop nie. Maar ek sê vir haar, dis reg. As jy voel dis daar, maar moet dit nie voel omdat jy jouself probeer manipuleer nie. Doen dit want jy voel die Here sê dit vir jou. En ek los dit daar. En ek is eerlik, ek stap uit daai gesprek uit en ek dink, ek weet nie of die Here hierdie kan doen nie. Toe leer ek al die krag van hierdie bril. Daai vrou is gelukkig getroud vandag. Daai man het tot bekering gekom, geswaai, gedraai, bely, berou, die mooi gesien. Ek kon dit nie glo nie. Ek het al gesien hoe verhoudings stukkend is. Hoe mense kom en toetse opstel, julle wat, ek nie eens al gedink in daai boosheid nie. En omdat mense kom met die regte harte voor die Here, en nie daai bril optel nie, maar hierdie ene, die regte ankerpunte voor oorhou, en hulle begin klim, en mense kom, en mense sê opinies, en mense sê nooit nie, en mense sê hardloop, en mense sê stop, hierdie ding gaan nie werk nie, en mense sê, hierdie bril is kragtig.
Want hierdie bril gee vir God die geleentheid in jou lewe dat jy hom kan sien. Dis alwaar hierdie bril gaan vir die Here. Dat jy 'n getuienis het om te kan sê, maar die Here het, en nie stil bly daaroor nie. Hierdie bril bring nie 'n getuienis nie. Hierdie bril bring presies wat die vyand wil. Hierdie bril bring die wonderwerk. God kan enigiets doen, maar hy soek samewerking. Hy soek mense wat sy wil kies, sy wil sien, dit soek. En al hoe ons dit doen, is deur geloof. Sê, Here, ek weet nie, maar ek vertrou. Here, ek weet nie, ek vertrou. Ek sal vat wat my kant toe kom, Here, ek besef ek is skuldig. Ek besef, ek het berou, Here. Maar Here, my probleem definieer nie die storie van God nie. Volgende week is Paasfees. Dis die groot bewyse van wat ek nou net gesê het. As ons sonder die laaste pen was waarmee ons stories geskryf was, sou God nooit daartoe gekom het. En ons weet dis waar vir die sonde van ons verlede, maar wat van die toets wat jy besig is om nou op te stel? God sê vandag, kom invloed, kom. Tel jou bril op. Glo dit. Weet dit. In Rigters 6, en hierdie is 'n skrif wat ek glo ons vandag moet besef, die krag van hierdie. In Rigters 6 staan ons voor 'n man, 'n jong man met die naam van Gideon. 'n Leier wat God besig is om op te rig. En hoor wat gebeur hierso. 'n Ontmoeting met 'n engel van die Here wat mense skryf as Jesus. Hy verskyn aan Gideon en hoor wat gebeur in vers 12. Hy sê vir hom die volgende: die Here is by jou, dapper man. As jy Gideon se storie ken, weet jy hy's nie dapper nie. Alles behalwe, hy is die grootste bangbroek van die tyd, man. Selfs nadat hierdie gesprek gebeur het. Selfs in hierdie gesprek. Daarna is hy is Gideon soos, Here, maar asseblief bewys dit aan my. Here, ek weet nie of ek kan. Here, ek weet nie. Hoor wat kom en doen die engel van die Here. Hy sê, die Here is by jou, dapper man. Hoekom voeg hy daai sin by? Hy's besig om hom geloof te gee. Hy's besig om die bril vir hom te gee. Hy offer die bril van hom en sê, jy is dapper. Sit jou oë op dit. Weet jy kan daar uitkom. En dan gaan hy verder en hy sê, meneer, het Gideon vir hom gesê, as die Here wel by ons is, hoor wat sy bril draai hy. As die Here wel by ons is, waarom gebeur al hierdie dinge met ons? Het jy ooit so gevoel? Waar is die wonderlike dinge wat hy gedoen het waarvan ons voorouers ons vertel het? Hulle het vertel, die Here het ons uit Egipte bevry, maar nou het die Here sy rug op ons gedraai. Hy het ons uitgelewer aan die mag van die Midianiete. Jy het gevoel soos wat Gideon is. Maar Here, hoekom? Maar Here, ek lees in die Bybel, U is getrou, U sal deurbraak. Ek het al gevoel, Here, ek het al hierdie goed gesê, maar Here, hoekom nie met my nie? Ek sien ander mense beleef deurbraak, ek sien ander mense beleef wonderwerke, ek sien ander mense beleef al hierdie dinge. Hoekom nie ek nie? Het U rug op my gedraai? Ek ken Moses se storie en ek weet U het 'n wonderwerk daar kom doen, maar Here, wat vir my lewe? Ek ken Abraham se storie, maar wat vir my lewe? Here, is U nog regtig by my? Here, tel my gebede nog regtig? Dis hierdie bril. Besop vir daai ene. Hy is 'n bril wat Gideon dra in die teenwoordigheid van Jesus. Julle hoor dit mooi. Ons kan kerk toe kom. Ons kan stilte tyd toe gaan. Ons kan ons Bybels oopmaak en lees. Ons kan in ons toegewydste oomblikke wees saam met die Here met hierdie bril. Ons kan in die paradys rondloop met hierdie bril. Jy kan so naby aan God wees en al sy beloftes is by jou, om jou. Hy's daai beskermende engele, dis beloftes, dis net, alles is vir jou op die oomblik. En jy kan in die middel van die beste seisoen van jou lewe sit met hierdie bril en jy kan voel of God jou verlaat het. Of jy kan deur die grootste chaos gaan. Nie 'n idee hê van wat God doen in jou lewe nie. Hy voel nie naby nie, klink nie naby nie, alles is die mekaar en verward en jy trek hierdie bril aan. En God is nader as jou bloed vir jou, man. Maak jou voller as jou asem. Geef jou lewe. Hy's 'n lewende water, sê Jesus. Jy word nie dors nie. Jy hardloop nie na 'n klomp goed nie. Jy voel vol in 'n tyd waar eintlik chaos moet wees. Dis die krag van hierdie bril. Maar glo jy dit as God vandag kom? En hy sê, ek is by jou, dapper man.
Ek is by jou, pa van daai huis. Ek is by jou, man van daai vrou. Ek is by jou, jy wat siek is. Ek is by jou. Ek is by jou. En hy spreek hierdie brul oor ons uit. Wonder wat sê die Here oor jou situasie. Ek is by jou leier. Here, ek voel nie soos 'n leier nie. Ek is by jou. Leier, tel dit op. Sit dit aan. Hou die ankerpunt daar. Want as God dit spreek, wie is ek en jy om teen sy woord te gaan? 1 Johannes 1 vers 9. Praat dit daaroor. Hoe ons hierdie bril kan optel, die beginpunt van dit. Waar Johannes, wat ook al baie foute gemaak het, hierdie stoeie van die brille gegaan het, toets self opgestel het, en hy sê, as ons egter ons sondes bely, dis waar het begin. Hy is betroubaar en regverdig om ons sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. Dis waar hierdie prentjie begin. Die begin van vandag, om 'n bril op te tel, is nie jy stap jy uit en sê, okay, ja Here, ek glo dit nie, dit is Here, ek is jammer. Here, ek het gesondig teen daai persoon, ek het gesondig teen U. Here, ek is mens, ek het gedwaal, maar ek berou. En in daai oomblik voel jy soos Gideon. Maar dan kom God en hy sê heeltemal 'n ander woord oor jou. Hy gee jou die bril van geloof. Aanvaar dit. Dalk is daar nog 'n bietjie trots in jou hart. Dalk is jy nog op die punt van berou nie. Dalk van al die toetse wat jy opstel, sê jy nog steeds, dis daai en dis daai en dis daai en ja, daai mense het dalk ook toetse opgestel. Maar jy was deel. Kom ons maak ons harte sag vandag. Kom ons berou, kom ons bely. Kom ons raak weer klein voor die Here. En dan aanvaar jy die bril. Alles werk goed uit vir die wat hom liefhet. Kom ons sluit ons oë en bid ek vir ons saam. Here, hierdie is een van daai preke wat ons net besef, U is so goed. Soveel beter as wat ons ooit sou dink, Here. Daar waar ons die toetse opstel in ons eie wêreld, Here, waar chaos inkom, die sonde kom heers, die probleme is, daai sak wat ons moet dra, dis aaklig, Here. Maar Jesus, U het geweet, U het gesien, en U het kruis toe gegaan, nog voor ons eers bewus was van wat ons gaan aanvang. En U het gesê, ek sterf vir daai sondes, sodat daai sondes, wanneer dit op my kom beland, en wanneer dit na my toe kom, en ons berou, dan dra ek die grootste effek daarvan. Daai sal nie skeuring bring, dit sal nie verwoesting bring nie, daai moes 'n doodloopstraat gewees het, maar ek bring 'n kronkelpad in. En daar's nou 'n ompad. Die deur is oop. En Hemelse Vader, ek bid dit net vir mense hier. Ek weet nie waar die mense gaan nie. Ek weet nie wat die toetse waarmee mense sit nie. Maar ja, ek hoef nie te weet, U weet. En ek weet daar's 'n bril vandag, wat U wil uitdeel vir elkeen van ons. Ek is by jou, my geliefde kind, terwyl ons voel, Here, ons behoort nie eens naby te wees nie. Dan spreek U daai woorde. En Hemelse Vader, ek bid dat ons met daai bril sal rondloop. Vergewe ons van die kere waar ons daai bril van die verlede opgetel het, van die vyand opgetel het, en gewoontes wakker gemaak het, want ons het geluister, en ons het weer in sonde ingeval. Of Here, dalk het ons net rondgeloop met skuldgevoel. Dalk is die van ons hier vandag, wat met skuldgevoel rondloop, Here, wat van goed wat al so ver terug in die verlede gebeur het. En Here, ons gebruik dit hierdie woorde van, maar ons kyk hierdie verlede, ons kyk net vorentoe, want dit is so ver terug, maar tog dra ons daai bril tot vandag toe, in daai areas. Ek bid, Hemelse Vader, mag ons nie naïef wees nie. As ons daai bril dra, bring hy verwoesting. Die vyand se leuns heers. En Here, dankie. Ons kan berou hê en bely en U vergewe en maak skoon. Gee ons 'n nuwe bril. Hemelse Vader, ek bid vir ons geloof nou. Wow, Here, geloof is een van die mooiste woorde in die Bybel. Want wanneer ons U vertrou, Here, dis waar die wonderwerke plaasvind. Wanneer ons U vertrou, dis daar waar mense God sien en God kan volg.
Wanneer ons God vertrou, Here, het ons die moed om ons tree vorentoe te kan neem in dapperheid. Het ons die moed om mense te kan vertel van die stories wat hulle moet hoor, om die stem van die vyand te kan stilmaak, om hierdie hopelose gevoel binne in ons te kan stilmaak, om moedeloosheid te kan kruisig, Here. Dis daar in daai oomblik waar ons geloof kan optel en sê maar die Here sal, hy sal deurkom. Hy het al in die verlede. Hy het al genoeg rede gehad om sy rug op my te draai. Hy het genoeg rede gehad om te sê nie meer vir jou nie. Maar nog nie een keer het U nie, Here. Nog nie een keer nie. Trouwens, toe ons val, toe ons sonde gedoen het U nie die rug gedraai nie, maar U het gehardloop. Ons omhels, 'n kleed om ons skouers gesit, 'n ring aan ons vinger gesê, welkom terug. En jy moet sê, Vader, ek bid dat ons daai bril sal hê. U trap nie op ons wanneer ons val nie. U tel ons op. U help ons. U genade is soveel groter. U liefde is soveel groter. U barmhartigheid is soveel groter as wat ons dink. Help ons om dit te beleef, Here. En Here, ek bid net laastens vir die mense wat hierdie toetse deurgaan. En is nou, hulle voel dit. Hulle voel daai toets wat hulle self opgestel het. En hulle sit in daai gat, hulle is kwaad, hulle het selfverwyting, hulle is moedeloos, hulle is so de mekaar. Help hulle om te sien, Here. Help hulle om te hoor. Hoe klink die brul van geloof? Want daar is die lewe. Here, dankie daarvoor. Dankie dat U nooit opgee nie. Selfs wanneer ons die toetse opstel. U is 'n amazing Here. En daarom, Here, eer ons U vir dit alles. En ons bid dit in Jesus se naam. Ons almal sê saam. Amen.